Met elke oog gesluit. Hemelse Vader, wil ons net kom en ons kom sê dankie. Here, dankie dat ons kan opkyk na U en ons weet dat U is die een waar ons hulp vandaan kom. U is die een waar ons voorsiening vandaan kom. U is die een waar ons antwoorde vandaan kom. U is die een waar ons krag vandaan kom. Here, ons hoef na niks anders te kyk om enige nood aan te spreek nie, ons kan net opkyk. En U is daar vir ons. Bless ons, Here. Here, mag hierdie woord wat nou gaan uitgaan, Here, mag dit ons harte raak. Here, en mag ons nader aan U beweeg, as gevolg van vanoggend se diens. In die ongelooflike naam van Jesus bid ons dit. Amen. Baie dankie, jy mag jou sitplek neem. En terwyl jy so sit, wil ek sommer heel eerste ons Mosambiek uitreikspan gou vorentoe roep asseblief. Julle moet hierso voor by ons kom staan en dan vir die gemeente kyk. Ek gaan ook vra dat die leraars hierso by ons kom staan. En ek gesels vanoggend so 'n bietjie met Johan, wat die organiseerder is. Dit is hulle 16de jaar wat hulle Mosambiek toe gaan hierdie jaar. Wat 'n testimony. Kan ons net vir hulle hande klap gee asseblief? Sjoe. Nou daar was 'n groot debat gewees rondom, gaan ons dit nog kan doen, as gevolg van, ons almal weet die brandstofpryse in Mosambiek is nie net om die draai nie. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit doen? En die span het vir mekaar gekyk en gesê, ons moet net opkyk. Ons gaan hierdie stap van geloof vat, ons gaan getrou wees aan hierdie roeping wat hy op ons hart geplaas het. So vandag is waar ons as gemeente hulle gaan uitstuur en vir hulle gaan seën en gaan bless. So ek wil vir u vra, net daar waar jy sit, om net jou hande na vore uit te strek. En kom ons dra hierdie ongelooflike span op. Here, dankie dat ons hierdie missionaries kan stuur vir die ongelooflike voorreg wat hulle het om te gaan serve na die land waartoe U hulle stuur. Here, ons wil eerstens bid en ons wil kom sê dankie vir U voorsiening om hierdie moontlik te maak. Here, dankie dat U gekom het en op bonatuurlike maniere net kom provide het om hierdie 'n moontlikheid te maak. Here, kom en kom beskerm hulle. Here, oralster waar hulle gaan, mag hulle 'n baken van hoop, lig en liefde wees. Here, dat hulle sal weet, enige struikelblok oor hulle pad is niks, want U is saam met hulle in die voertuig, in die akkommodasie, in die projekte, in die bou, in die breek, en selfs in die evangelisasiewerk. Here, mag elke persoon met wie hulle in aanraking kom, die Heilige Gees ervaar, en wegdraai van enige aardse dinge, Here, maar sal draai na U toe. Seën hulle, Here. Kom bedek hulle met die bloed van Jesus, in die wonderlike, die almagtige naam van Jesus alleen. Amen en amen. Baie dankie julle. Jy mag julle geseënd wees. Kan ons net nog 'n keer vir hulle hande klap gee asseblief? Daarso is ook net hier buitekant is daar Mosambiek neute. So dis vanuit die projekte wat gebou is in Mosambiek, is daar te koop. So asseblief kom maak 'n draai, die span gaan ook daarso wees, kom gesels bietjie met hulle en kom hoor net wat se ongelooflike testimonies daar is en stories wat hulle het om te vertel. Daarso gaan ook Johan se kar wees, soos normaal, daar gaan penne wees. So ons wil jou uitnooi om dalk net 'n Bybelversie op die kar te kom skryf. Jy weet, jy wou nou al lankal op 'n kar skryf en daai inner kind net weer so 'n bietjie laat uitkom. So hierso is jou kans. Skryf hulle 'n seën, skryf hulle 'n gebed, skryf hulle 'n vers wat hulle gaan dra in daai vreemde land daar buitekant. Dan het ek net so 'n paar afkondigings. Dit is vandag die laaste dag om te bespreek vir die vroueoggend, die 4de Julie.
So ons wil vir al die vrouens vra, dis nou hier, dis nou 'n realiteit. Mariette Loubser is bespreek, ons kan nie wag om te hoor wat sy als vir ons gaan sê, ofwel vir die vrouens gaan sê, ek gaan nie daar wees nie, maar kom geniet 'n oggend van inspirasie, geloof en samesyn. Kom ontmoet vir Jackie buite by die kuierspasie as daar enige vrae is, kom gesels met haar as daar enige onduidelikheid is, of as jy net jou naam by haar wil opgee, is dit ook oukei. Dan die lidmaatklas vind vanoggend plaas om 10:00 tydens die tweede diens. Almal wat geregistreer het, kan by Coffee the Bible se sydeur by mekaar kom met die silwer tafeltjies en so aan. Kom ontmoet mekaar, kom gesels met Jan en Stefan en so 'n paar van die ouderlinge en ons wil regtig net so 'n paar gesigte by die name sit en net 'n bietjie sien wie is deel van ons Ruimsig familie. Dan die kinderkerk en die tieners is gesluit tydens die vakansie, so ons gaan lekker gesinsdienste hê, ek sien so baie uit. En my laaste afkondiging is dat die registrasies vir ons 412 kursus is nog oop, dis vir al ons graad 11 leerders, en ook die graad 12 wat laas jaar nie bygewoon het nie. Julle kan by die infodesk daar agter, is 'n QR-code, kan jy hom net scan en vir ons registreer. Die eerste sessie begin 26 Julie. Ok, dit was nou 'n mondvol gewees, maar nou is al die admin uit die pad uit, nou kan ons uiteindelik so 'n bietjie by die woord uitkom. En ek moet eerlik wees met elkeen van julle, dat toe die leraars vir my gesê het wat die tema gaan wees en waar ek gaan bietjie moet gesels, gaan ek toe terug en dis een van die preke wat my nog die meeste gestretch het. En dit was nie een van die moeilikste preke nie, maar is een van seker die kontroversieelste gesprekke en stigmas daar buitekant, want ek gaan vanoggend gesels oor 'n lewe van opoffering. Nou ons sluit vandag ons lewe vir meer reeks af, waar ons nie net wil wyd gaan nie, maar ons wil diep gaan. En hierdie reeks, dink ek, het dit reg gekry vir ons om so 'n bietjie dieper te gaan. Nou, lewe van opoffering kon maklik gewees het, ek kon dit alles net gemaak het oor geld. Kom ons gesels net oor geld. Ons soek net jou buffels en jou luiperde, sit dit vir ons in die rekening en amen en daar gaan ons. Maar wat my gestretch het was, hoe kan ons dieper as dit gaan? Hoe kan ek dit nie net hier oppervlakkig hou nie? Hoe kan ons so 'n bietjie dit gaan explore en so 'n bietjie die stigmas gaan breek? Nou ek, wat Dani Bloem is vas oortuig dat met alles wat rondom ons aangaan, die brandstof wat so duur word, die onsekerheid oor die toekoms, die blou bulle wat elke funnel verloor, dit was hartseer. Alles rondom ons veroorsaak dat ons amper half so 'n bietjie almal onbewustelik 'n mindset ontwikkel wat ek graag wil doop die chips syndroom. Nou, dit kom uit hierdie storie uit dat 'n seentjie en sy pa gaan eendag McDonald's toe. En hierdie seentjie was goed en hy was soet gewees, so sy pa wil hom bietjie gaan bederf. En hy vat sy seentjie en hy sê vir sy seentjie, jy mag enige iets bestel op hierdie menu om te eet. En die seentjie kyk so op en hy bestel toe vir hom 'n Grimace shake, 'n 10-piece nuggets en chips. En hulle gaan sit toe om te wag vir hulle bestelling, maar nie lank nie, roep die kassier hulle nommer toe uit en die pa staan op en hy gaan haal toe hulle bestelling en hulle sit toe oorkant mekaar en hulle begin gesels. Soos wat enige seentjie doen, maak hy die nuggets oop en hy gooi sy chippies by die bokant van die bakkie uit en sy pa strek toe uit en hy wil net 'n chippie vat. En ewe skielik kyk die seentjie op en hy klap sy pa se hand weg en hy sê, "Pappa, jy kan nie een kry nie. Hierdie is nie jou chippies nie." En die pa kyk en die seentjie vergeet in daai oomblik vergeet hy 3 dinge. Hy vergeet dat eerstens sy pa is die bron van hierdie chippies. Sonder sy pa sou hy niks gehad het nie. Tweedens het hy vergeet sy pa beheer die chippies. Hy kon dadelik dit toe wegneem en dit 'n teachable moment maak.
Hy kon dalk vir hom 'n hele trok vol chips gekoop het as hy regtig sou wou. En die derde ding wat hierdie seentjie vergeet het, is dat hy het vergeet die pa het nie sy chippies nodig nie. Hy kon sy eie koop, maar hy wou graag net sy seentjie bederf en hom beloon. Nou 2 Korintiërs 8 vers 7 tot 8. En ek voel amper half asof Rymse gemeente deel is van hierdie en ek wil dit bietjie oor ons uitspreek. Ons weet dat julle alles baie goed doen. Julle glo baie sterk. Julle kan goed praat. Julle weet baie van die ware lewe. Julle hou nie op om goed te doen nie en julle is lief vir mekaar soos ons vir julle geleer het. Nou moet julle ook goed doen en geld gee wanneer Titus by julle kollekteer. Julle moet onthou, ek sê nie dat julle geld moet gee nie. Ek wil sien of julle ook wil help soos die gelowiges in Macedonië. En ek wil kyk of julle regtig lief is vir ander mense. Nou ek wil vandag so 'n bietjie 3 waarhede gaan explore oor opoffering en vrygewigheid wat ek glo 'n everlasting impak gaan hê. Nou die eerste punt wat ek oor wil gesels is dat vrygewigheid breek die mag van materialisme. Die eerste manier hoe ons hierdie chip-syndroom aanspreek, is om te besef dat gee die enigste teenmiddel vir materialisme is. Ons leef in 'n kultuur waar die doel is altyd om meer te kry. Dit word meer gemaak deur die mindset van vergelyking. En ek het die voorreg om in Augustus in ons mental health reeks maand te gesels oor die probleem van vergelyking. En soos wat ek daai preek so 'n bietjie gaan explore het, kom ek toe agter dat selfsug, vergelyking en consumerism die 3 evil musketeers is. Ons word oorstroom met die idee dat ons waarde gekoppel word aan ons netto waarde. Ek is net soveel werd soos dit wat ek het. Maar Jesus kom baie duidelik en hy sê vir ons in Matteus 6:24, 'n mens kan nie vir 2 persone werk nie, want hy sal niks hou van die een persoon nie en hy sal baie hou van die ander persoon. Of hy sal hard werk vir die een persoon en hy sal niks vir die ander persoon wil doen nie. Julle kan nie vir God dien en ook dink geld en baie ander dinge is so belangrik soos hy nie. Hoor Jesus se woorde in sy hart. Hy sê nie dat geld is boos nie. Hy sê dit maak 'n verskriklike meester. Want geld kom en hy kom fluister, jy het nog iets nodig. Jy is nie tevrede nie. Sien jy daai advertensie? Jy het daai kar nodig, jy moet in daai huis intrek. Jy moet hierdie goedjies doen, dan sal jy gelukkig wees. Maar die waarheid is dat die eindstreep aanhou skuif. Die einddoel gaan nooit bereik word nie. Dit het net 'n manier om altyd unreachable te wees. En dan, kom ons vat 'n voorbeeld, jy koop uiteindelik daai Hilux. Ou maat, en jy kan nie wag om Sondag by die kerk op te daag of by die werk of wat ook al nie. Jy wil net, dis een van daai oomblikke waar jy uitstap en jy hoop iemand sien sonder dat jy enigietsie sê. En dan kom iemand en hulle trek met hulle Ford Ranger 2026 model hier so langs jou in. En dan weet jy nou nie, dan steel hy so 'n bietjie jou thunder. Vergelyking steel jou vreugde. Materialisme maak jou 'n gevangene, maar vrygewigheid kom en kom breek daardie kettinge. Dan worry jy nie of daai Ford is of hierdie Hilux is nie. Altyd het 'n nuwe bakkie, dit gaan goed. Elke keer wanneer ek gee, verklaar ek dat my sekuriteit lê nie in my salaris nie. My hoop lê nie in my bankrekening nie, my vertroue lê in die een wat hemel en aarde geskaap het. Die een wat nie jou chippies nodig het nie. So ek wil gou 'n vraag vir die ouers vra. En ek is onlangs so 'n bietjie gekonfronteer deur 'n finansiesreeks wat ons gedoen het by die young adults. So ouers, ek wil hoor, weet jou kinders dat jy gee? Sien hulle dat jy gee? Ek werk met honderde tieners elke week en hulle is 'n blink refleksie van die ouerhuis.
My beste medewerkers se ouers is ook medewerkers. Moenie net in geheim gee nie. Laat jou kinders dit sien, laat hulle inkom. Hou 'n familievergadering waar julle saam besluit, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dien, hoe gaan ons opoffer? As ons kinders wil grootmaak wat nie deur materialisme bederf word nie, moet ons self vir hulle wys hoe 'n vrygewige lewe lyk. My tweede punt is dat opoffering is geestelike aerobics vir jou hart. Ek wil gou hoor, wie het al ver van God af gevoel? As jy het gevoel asof jy 'n great verhouding met hom gehad het op 'n stadium en jy weet nie wat gebeur nie, maar as jy terugkyk, dan voel jy dalk net nie so naby mee nie. Jy voel nie meer asof jy so aan die brand is vir hom nie, asof jy weer daar wil uitkom waar jy net vir almal van God wil vertel. Jy wil net hê almal moet weet hoe goed is God. Jy wil weer die Heilige Gees se werk in elke klein dingetjie van jou lewe sien. Nou vir ons om hierdie chip-sindroom aan te spreek, moet ons verstaan dat gee ons nader trek aan God. Jesus het in Matteus 6 vers 21 gesê, onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Geld is soos 'n magneet. Waar jy dit sit, trek dit jou hart in daardie rigting. Wanneer ek my geld en hoop in daai nuwe voertuig sit, of in daardie nuwe belegging, of ek wil dalk in hierdie start-up, dis waar my hart ook gaan wees. So, maar hoe meer geld en hoe meer talente en hoe meer tyd ek in God se koninkryk gaan sit, hoe meer word my hart na hom toe aangetrek. Om op te offer vir God is geestelike aerobics vir my hart. Nou ons almal weet ons hart is 'n spier. So, kom ons hanteer hom soos 'n spier. Konsekwentheid is die sleutel. Net soos met oefening, is dit baie beter om gereeld klein hoeveelhede te lig, as om te probeer om 'n groot gewig op te tel. Ontwikkel 'n gewoonte van weeklikse of maandelikse opoffering. Dit is 'n konstante herinnering dat Jesus, U is my eerste. U is bo. Daar's niks anders bo U nie. Nou my derde punt en my laaste een is dat opoffering maak my meer soos Jesus. My identiteit is meer soos hy. Want hoor gou dat ons God is 'n God wat gee. Hoor gou hoe anders klink Johannes 3 vers 16 as jy van die perspektief van opoffering en gee na kyk. God het die mens om so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. Liefde gee. God het nie 'n engel gestuur nie. Ek wonder nog 'n partykeer as ek Jesus sou moet vervang met engel Gabriël byvoorbeeld, of engel Michael, wat se impak sou hulle gehad het? Hoe ver sou hulle gekom het met die kruis op hulle skouers? Ek weet nie of hulle dit regtig sou gemaak het nie. Want God het na ons gekyk en gesê dat ek gaan my beste moet gee. Ek gaan met alles gee. Jesus, is jy reg? En nou 2026 jaar later is hy nog steeds besig om 'n impak te maak hier in ons harte. So die kruis is die grootste bewys van vrygewigheid. Elke keer wanneer ons kies om vrygewig te wees, weerspieël ons Christus se karakter in ons. Nou, hoor my uit. Vrygewigheid gaan nie net oor geld nie. Dit gaan oor jou talente en jou tyd ook. Iemand te bel wat jy weet dalk eensaam is. Kruideniersware te koop vir 'n gesin in nood. Jou gawes en talente beskikbaar te stel hier vir die gemeente, in die kerk te kom dien. Dalk bietjie meer geduld te hê met jou kinders. 'n Jong mens te help wat dalk nie 'n kamp of skoolfonds of enigiets kan bekostig nie. Elke daad van vrygewigheid bewys dat Jesus leef in my. Dink net gou, ek wil ons challenge om die idee van kerk so bietjie te skuif. Wat as ons nie net 'n tiende van jou finansies gevra het nie, maar ons vra dalk 'n tiende van jou talente, of 'n tiende van jou besigheid.
As jy byvoorbeeld 'n tyre besigheid gehad het en ons vra dat jy elke Vrydag kerk toe sal kom en jou talente beskikbaar stel en alle weduwees is welkom om hulle tyres te kom regmaak hier verniet. Of dink gou as jy 'n rekenmeester is en ons vra dat jy klasse kom aanbied vir gesinne wat sukkel met hulle finansies. Dink gou as jy 'n haarkapper is en ons vra vir jou om hierso 'n winkel oop te maak sodat elke persoon wat op straat leef, hulle hare by jou kan kom sny. Dan is die idee van vrygewigheid so 'n bietjie anderster. Dit lyk dalk so 'n bietjie anders, maar dit is wat ons as gemeente en kerk voor geroep is. En as jy nie weet hoe om te help by die gemeente, as jy nie weet waar om in te skakel nie, ons het 'n lys. Ons het plekke waar ons jou nodig het. Jou hulp, jou talente, jou vrygewigheid, vir jou om op te offer. Jy kan die QR-code scan, jy kan jou naam agter by die infodesk gaan opgee. So as jy nie weet nie, vra. Jakobus 1 vers 4 tot 5 kom en hy kom sê, julle moet egter enduit volhard. Dan sal julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie. Nou hierdie is nie Jan gemeente nie. Hierdie is ook nie Herman gemeente of Stefan gemeente. Hierdie is Ruimse gemeente. Dis ons gemeente. Nou ons gemeente word geken aan 'n ongelooflike uitsig, maar ook aan mense wat nie skroom om op te offer nie. En ek wil afsluit met hierdie harde realiteit wat ek moes leer toe ek by die gemeente begin. By die vorige gemeente waar ek gedien het, was ek deel van 'n intern span gewees. 'n Voltydse dedicated span wat alles geran het by die gemeente. Koffies uitgesit het, broodjies gesny het, stoele reggepak het, tafels omgedraai het. En toe ek Ruimsig toe kom, of toe ek gevra is om jeugleier te wees, toe het ek geweet wat ons alles kan doen of kan bereik, want ek was deel van daai span. En toe ek Ruimsig toe kom, toe was ek so 'n bietjie alleen. Ek het nie daardie gemak gehad van 'n voltydse span rondom my om goed te doen nie. En ek het gegaan en ek het vir die Here gevra, Here, stuur hulp. Alles wat in my hart geplant het vir ons jeug en vir ons jong mense, gaan ek glad nie alleen kan doen nie. En weet julle wat doen die Here toe? Hy kom beantwoord daardie gebed en hy stuur vir my ouers. Ouers het opgeteken. Nou gewoonlik, as jy by 'n skool is en jy's 'n superouer, dan is daar so 'n bietjie van 'n agenda agter dit. Ons soek daai balkie of ons soek daai kaptein of ons soek daai, jy weet. Maar hierdie ouers het gekom en hulle het hulle name opgegee met die wete dat daar is niks in dit vir hulle nie. En hulle is nou nog besig om te dien en te help. En ons is besig om goeders te bereik en goed te kan doen vir God se koninkryk wat baie kerke voordroom. So ek wil vra, gemeente, mag ons nooit daardie deel van ons identiteit verloor nie. Daardie deel waar ons naam opsit en ons hand opsteek en sê, sign me up. Ek sal dit doen. Ek is deel daarvan. Ek wil my hande vuil maak. Ek wil help bou aan hierdie koninkryk van God. Sit sommer net so, maak dit jou oë en kom ek sluit vir ons af. Heilige Gees, kom bereik u doel met ons. Here, help ons om te onthou dat alles wat ons het, is genade. Alles wat ons besit, is uit u vrygewige hand. Here, mag ons nooit daai chip-syndroom ontwikkel nie, Here, maar altyd deel wees van u koninkryk. Mag u ons fokus wees en niks anders nie. Here, seën ons hierdie week, mag dit 'n goeie week wees. Here, mag ons meer en meer van u ervaar. Here, mag ons meer en meer u hand sien in elke liewe faset van ons lewens. Beskerm ons en kom dra ons, is my gebed
In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Goed, ek wil graag elkeen herinner, wat as ons nou hierso gaan uitry en jy gaan huis toe gaan, om asseblief die onderste hek te gebruik, dat elke persoon wat ons tweede diens gaan join, dat hulle by die hoofhek en die boonste hek inkom, en dan net herinner, dat daar is Mosambiek neute, kom gesels met die span, kom kry 'n koffie, en geniet net hierdie week. Sit so, en ontvang die seën. Mag jy hierdie week God se rykste seën ervaar, wanneer jy opoffer vir sy koninkryk. Amen. Geniet jou week, bless jou.